Môre julle, dis Woensdag, word wakker, staan op, kry koffie, was jou gesig, trek aan, verf jou naels, maar ek weet nie wat doen julle als nog nie, maar dis lekker om vanmôre weer saam met julle te wees. Die Here het ons bewaar, die Heilige Gees het ons deur die nag vasgehou, en vanmôre het hy ons weer so getrou soos altyd, 'n nuwe dag toegevoeg tot die lewe, 'n dag vol kansse en geleenthede wat ons het, om sy naam groot te kan maak. Vanmôre wil ek graag vir julle lees uit Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek toe, en hy daar gaan bid. Nou ek kon nie anders nie, ek moes bietjie daai boekie van my allerbeste vir sy hoogste, moes ek gaan uitsoek in my rak, toe ek vanoggend hierdie vers lees, want dit is 'n Oswald Chambers se pragtige dagstukkie boek gewees, en ek het op 'n stadium iets in sy boek gelees, en ek het dit gaan soek. Oswald Chambers het gesê, moenie so kla oor wat dit jou kos om te gaan bid nie. Konsentreer eerder op die koste wat dit vir jou moontlik gemaak het om te bid. Sjoe. Moenie so baie kla oor wat dit jou kos om te gaan bid nie. Konsentreer eerder op die koste wat dit moontlik gemaak het vir jou om te bid. En ons weet wat daai koste was, nê? Dit was die koste van Jesus se offer aan die kruis. En as die Here Jesus in hierdie gedeelte opgestaan het om te gaan bid, liewe vriende, hoeveel te meer moet ek en jy nie ook nie, nê? Ek meen, toe Jesus voor die kruis gestaan het, het hy gebid. En hoe meer ontsteld hy geword het, hoe ernstiger het hy gebid. In die tuin van Getsemane het sy sweet bloed geword. Hy het daarna toe nou die krag gehad om Golgotha toe te gaan, want dit is noodsaaklik in krisis oomblikke van ons lewe, dat ons sal moet bid, net soos Jesus. Ek meen, aan die kruis self het hy ook vir sy vervolgers gebid. Hy het gesê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet julle, ons het gebed nodig om te hoor by die Here wat hy wil hê ons moet doen. Ek meen, dit kan selfs voorkom asof Jesus net met sekere geleenthede gebid het, maar dis nie waar nie. In Johannes 17 het hy gedurig gebid en met sy Vader tyd spandeer. Ons lees dat Jesus vir sy disippels bid. Hy sê vir Petrus dat die Satan hulle soos koring wil sif, maar dat hy vir hulle bid. En na die laaste avondmaal bid Jesus vir sy disippels, en hy vra dat God hulle sal bewaar, en dat daar liefde en eenheid onder hulle sal wees in Johannes 17. Maar weet julle, Jesus bid ook vir ons. Romeine 8:34, baie bekend. Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy sit aan die regterhand van God, en wat doen hy? Hy pleit vir ons. Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy ook die wat deur hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos, want hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. En dan natuurlik die bekendste, Johannes 17 vers 20, daar sê hy, dat hy bid vir hulle, wat deur die evangelie nog in hom sal glo. Hy bid vir ons, vriende. Hy's elke liewe oomblik ons voorbidder. Hy's ons pleitsbesorger. Hy bid vir ons op grond van sy lyding, sy sterwe en sy opstanding. En daarom wil ek vanmôre saam met oom Oswald stem. Ek en jy moenie kla oor wat dit ons kos om so baie te bid nie. Ons moet eerder besorgd wees oor die koste wat dit gekos het vir jou en my om te kan bid. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. Jesus is ons voorbeeld in gebed, en ons moet daai voorbeeld nastreef. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Here Jesus, U is die lewende God. Dankie dat U vir elke een van ons, selfs vandag nog, intree by die Vader en vir ons bid. Ons eer U daarvoor. In U naam bid ons dit. Amen. Dankie julle almal. Julle moet 'n wonderlike middel van die week dag hê. Môre praat ons weer. Totsiens.